Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Dit is soos altyd lekker om saam met jou hier te wees. En dankie dat jy lekker saam met ons kuier op hierdie Saterdag. Ek hoop jy het 'n lekker naweek sover. Ons is besig met die tema hou aan hardloop. Hoe kan ek en jy, wil ek sê die tweede helfte van hierdie jaar nog steeds voluit hardloop en ek wil sê beter hardloop as die eerste helfte. En ek wil sê soos 'n goeie rugbywedstryd word gewen aan die tweede helfte. Ons weet hoe jy die tweede helfte speel maak saak. So ek en jy kyk vandag 'n bietjie daarna 2 Korintiërs 4 vers 18. En Paulus is aan die woord, hy sê, ons staar ons glad nie blind teen alles wat hier met ons gebeur nie. Nee, ons kyk by al ons probleme en teenslae verby. Ons oog is net op God se wêreld ingestel. Dit is wat ons vandag sien. Is in elk geval môre nie meer daar nie. Hier hou niks vir ewig nie. Al wat vir altyd sal bly staan, is God se nuwe wêreld. En my vraag aan jou vandag is, wat sien jy raak? Op wat is jou oog gefestig? Jesus sê dan in Kolossense, bedink die dinge daarbo, nie die dinge hier op aarde nie. So die Here leer ons, Jesus sê, hy wil ons gedagtes vernuwe, sê dan in Kolossense. Hy sê, wanneer ons oog en ons gedagtes op hom gerig is, dan word ons gedagtes vernuwe. En ek wil jou vra, wat is daar wat jy nog aan vaskyk? Ek hoor dikwels mense praat van, mense sê, ag, ek kan nie 'n werk kry nie, ek het die verkeerde velkleur. En dan dink ek, wat van die duisende mense wat ek ken, wat dieselfde velkleur het, wat daagliks werk kry. Dis die genade van die Here, dis die goedheid en sy guns. En net die feit dat ons hierdie gerieflike verskonings soms gebruik, val my nogal op. Maar wat se verskonings het ek? Waarin kyk ek myself vas? Ek het gister gepraat oor, dalk het iemand my te nagekom, maar waarin is ek besig om vas te kyk, wat my verhoed om vorentoe te gaan? Paulus sê, daar soveel dinge in ons lewe, maar ons staar ons nie blind teen die huidige dinge, ek wil sê die obstacles in ons lewe nie. Ons kyk verby dit. Ons sien bo oor die berge, want Christus is aan die ander kant. Ons sien om die riviere, want Christus is daar. Hy wag reeds vir ons daar. En ek wil vandag vra, waarop is jou oë gefestig? Is dit op die huidige probleme? Dalk sê vir my, Jesus, maar jy weet nie waar ek finansiëel is nie. Ek was nog nooit waar ek nou is nie. Dinge is terrible. Ek hoor dit. My vraag is, waarop is jou oë gefestig? Is my oë gefestig op Christus, die een wat ek glo en vertrou, my bron is, wat vir my gaan uitkoms gee, wat vir my deurbraak gaan gee, en ons gaan daarvoor bid nou binnekort, of is my oog gefestig op my probleme, trek dit my so af, dat ek so klein kyk, dat ek nie die Here sien in die res nie. En dit raak vinnig 'n plek waar ons negatief raak, neergedruk raak, selfs depressief raak, wanneer ons onsself vasstaar in ons probleme. En my gebed vandag vir jou is, dat Christus sal uitstyg in jou lewe, bo alles, en dat jy jou hart, jou gedagtes, jou oë, jou denkwyse weer sal instel opnuut op Christus, en sal besef dat hierdie probleme wat nou vir my en vir jou enorm lyk, dit wat so groot lyk, wat voel dit het ons vasgevang en dit hou ons net daar, dat die Here ons losmaak daarvan. Maar meer as dit, dat dit vir God eintlik bitter klein is. Die grootste probleem heiliglik in my en jou lewe is vir Christus nie eers 'n druppel in die oseaan nie. Hy is ons pa en ek en jy kan tot hom bid en tot hom roep en hy sê, as ons as aardse vaders weet om goeie dinge vir ons kinders te gee, hoeveel meer sal hy as ons hemelse Vader nie vir ons goeie dinge. So kom ons kyk verby die probleme, kom ons kyk vas in Christus. Ons staar na hom, ons kyk na hom en ons glo en ons weet dat hy vir ons deurbraak gee, dat daar uitkoms is en dat hy die res van hierdie jaar vir my en vir jou nie net makliker maak nie, maar dat daar purpose is, dat daar 'n doel is tot die res van hierdie jaar, dat ek en jy mense na Christus lei en dat ons verby ons probleme kyk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vandag vir ons nuwe oë kom gee, 'n nuwe denkwyse kom gee. Dankie dat ons opnuut 'n ander ingesteldheid het, Here, wat op U is en nie op ons probleme, die dinge van hierdie wêreld en selfs onsself, Here, waar ons self so dikwels aanjaag en dinge doen wat ons nie moet nie, maar mag ons bly kyk, Here, mag ons staar in U oë in, Here, in U rigting. Mag ons oë gefestig wees op U. En dankie, Here, vir deurbraak. Dankie vir uitkoms. Dankie dat elke persoon wat vandag saam hierdie gebed bid, want daar sit en sê, Here, ek kort deurbraak in hierdie area. Here, dankie dat dit vandag ja en amen is. Dankie vir deurbraak, dankie vir uitkoms. Here, dankie dat U vandag vir mense op 'n bonatuurlike manier kom uitkoms gee. Here, ek glo ons grootste probleme is vir U die kleinste ou dingetjie en ek glo, Here, U kom los dit vandag vir ons op. En ons glo U kom seën ons, U kom lei ons, U kom help ons daardeur in die naam van Jesus. Amen. Jy moet 'n awesome naweek verder hê. Dit was lekker om saam met jou hierdie week te kuier en ek sien uit om jou by ons dienste te sien Sondag. Pas jouself op en die Here seën jou. Gaan maak 'n verskil buite.
Totsiens.